Asai, en ons is live op TikTok, en ons is live op Facebook, en ons gaan nou die coaching vriende welkom sê hierso. Hulle gaan nou in die Google Meet inkom, en daar kom hulle in. Alright, kom ons kyk bietjie wie is hierso. Mokone is hierso, en dit is so lekker om julle hier te hê. Nou ja, ons gaan nou 'n hele paar coaching vriende hier verwelkom. En kom ons kyk bietjie daar sy. Alright, en daar is die coaching vriende. Hulle gaan nou begin inkom, een na die ander. En daar is sy. Goed, ek moet net vir Mims welkom sê. Yes, en alright. Kom ons kyk. Alright. Okay. Edzard, baie welkom. Right, en Edmund 5, kom ons kyk. Edmund O. Okay, en daar sê. Alright, daar sê. Hallo Johan, Nancy, hallo Pieter. Goeienaand Kobus, goeienaand almal. Nancy, hallo Nicoline. Goeienaand Kobus, naand almal. Daar sê Nancy, en Naand Kobus. dag sê, hallo Renel, Nancy, en daar is ons Hanlie ook. Alright, ja, daar sê, en hier kom Marcel ook in, en daar sê, alright, ja, nee, so vanaand gaan ons nou lekker gesels, ek moet net vir Marcel ook hallo sê, hallo Marcel, welkom hierso, en ja, so ons gaan nou lekker gesels vanaand. Joh, het ons nou 'n fantastiese sout bootcamp gehad. Liewe ouers. Ek het nie gedink ons gaan so baie kan sê oor sout nie hoor, maar maggies. Dit was omtrent 'n lekker bespreking gewees en ja, dit is fascinerend hoor. Fascinerend. En so aan. Nou ja, kaptein Morgan is hierso. Ek seker Donnie gaan ook nou hier inloer, Dani en Atti. Ek het vir hulle gevra, is ou coaching vriende van ons, om 'n bietjie in te loer. Ons gaan 'n bietjie hoor of hulle kan inskakel. Nou ja, Mr. Ryk, dankie vir die like van die live, groot waardering. Frankie is ook hier op TikTok, en daar's 'n paar mense op Facebook ook, baie dankie aan die Facebook vriende. Nou ja, so, ja, Johan, ek wil net vir jou sê, baie dankie man, en vir jou en Nicoline is ook hierso, en hulle het foto's gedeel met ons, met toestemming het ek 'n video gemaak, en ja, nee, dit is amazing wat julle reg gekry het, ek is so beïndruk met daai foto's, ek wys vir my vrou ook, en sy sê, yes, julle het fenomenaal gepresteer. Nee, baie dankie Kobus, het is 'n plesier om met almal te kom deel. Ja, maar ek het gehou van die woord wat jy gebruik het, want ek het jou gevra vir toestemming, toe sê ja, ons doen dit as prins. En jy weet, en ek sê nou vir een van ons coaching vriende, jy weet, die woord wat jy gebruik het, en is 'n woord wat ek baie gebruik is as prins, Johan, jy weet, en as ek na jou kyk, na jou suksesse en Nicoline se suksesse, jy weet, julle het as prins sekere goed reg gedoen, jy weet, dit is, jy weet, 'n beter woord is seker maar met intensie, jy weet, wat is jou intensie, hulle sê mos altyd, wat is jou intensie met iets, as jy nou iets begin, hoekom is jy hier, wat is jou Engelse woord, intention, né? Wat is jou intensie? En ek dink jy, daai sommetjie het jy baie duidelik vir jouself uitgesorteer vroeg in jou carnivore journey, het jy vir jouself seker gemaak, wat is jou redes hoekom, né? Ek dink ek dink dit is baie belangrik, Johan, dat mens vir jouself dit uitsorteer, hoekom doen jy wat jy doen?
ek het vandag met 'n coaching vriendin ook gepraat en jy weet, sy het ook baie groot wenne, maar sy self ook, sy sê vir my dat sy vra self ook af, moet ek aanhou? En dit is 'n menslike ding, jy weet, moet ek aanhou daarmee, jy weet? En dan herinner sy haarself aan haar wenne, en dit is daai wat ek altyd van praat, van jy recruit jouself terug in Carnivore, jy weet, jy weet, in haar geval nou, sy het baie dinge oorkom, en as sy daardie wenne nie sou gehad het nie, dan is dit juis 'n groot probleem, jy weet, want dan sou sy baie siek gewees het, jy weet, en dit is wat ek vir ons coaching vriendin sê, Carnivore het jou eintlik op 'n baie goeie plek, jy weet, en ek dink ons mis baie keer daai, om het genoeg vir mekaar te sê, ons vat dinge sommer baie as vanselfsprekend baie keer, maar ek dink nie in ons groep nie. Ek dink in ons groep praat ons nogal redelik baie daaroor, en ons herinner mekaar gereeld daaraan. Maar kom ons hoor 'n bietjie daar, ek wil net vir Albert en vir Santi ook welkom sê hierso, en daar sê, ja, so, maar kom ons hoor 'n bietjie daarso, ons gaan nou, maar soos altyd, soos ons sê, ons gee nie mediese advies nie, jy bespreek enigiets wat jy hierso hoor, met jou dokter, en ek wil net vir die mense wat op die live dalk nou inskakel, as julle nou nie weet wie praat nou hier in die agtergrond nie, dit is coaching vriende, hierso is coaching vriende, dit is nou al die mense wat ek altyd die video so voor maak, jy weet, ek het byvoorbeeld vir Johan en Nicolien 'n video gemaak gister, of vandag, kan nie eens onthou nie, wat hulle wenne wys, hulle before and after foto's, en hulle is nou in hierdie live, hulle gaan nou bietjie praat oor daai wonderlike prestasies wat hulle het, lewensveranderende prestasies. Maar kom ons gee die coaching vriende 'n bietjie 'n geleentheid. Hulle is nou op 'n Google Meet link, as jy nou nie verstaan hoekom praat hulle en jy kan hulle nou nie sien nie, is omdat hulle op 'n Google Meet link is, en ek is nou hierso op die laptop, ek het die laptop so speaker so hard as moontlik gestel, en as julle ook praat, moet julle asseblief so hard as moontlik praat, dat die coaching vriende kan hoor, die TikTok en Facebook vriende kan hoor, wat praat julle nou, en so, maar nou ja, maar kom ons hoor 'n bietjie daar, wie van julle wil julle self dalk voorstel, en jy weet, as jy wil sê waarvan nou vir jy is, kan jy, en jy kan jou getuienis vertel, en jy kan ook sommer 'n bietjie 'n geestelik getuig, nou juist Pieter en Sonja wat hierso 'n hand opsteek, en hallo Pieter, hallo Sonja, so lekker om julle hier te hê, en hulle het ook 'n getuienis, ek het nou juist bietjie hulle getuienis gebruik vandag, maar kom ons hoor bietjie daar so, Pieter, Sonja, baie welkom, dankie dat julle hierso is. Net julle mikrofoon, Sonja, hoor, hy's nog af. Kom net weer. Ons, net langs die kamera knoppie, hoor, daar is hy, yes, daar is hy. Hallo Kobus, hallo almal. Hallo. Ja, hierdie reis, ons is nou ongeveer so 150 dae op Carnivore, maar dit was 'n grondpadreis gewees. 'n Mens besef net, jy moet fisies, geestelik en emosioneel ingestel wees eintlik om Carnivore te kan doen. Carnivore het verskillende uitwerkings, dink ek, op elke persoon is mos maar individu en uniek, sy liggaam is verskillend van mekaar, maar al wat ek kan sê, ek is nie eendag spyt dat ek op Carnivore gegaan het nie. Ek was op, en ek het dit nie net gedoen vir gewig nie, gewig is 'n bysaak, maar dit is ook 'n bonus, want 'n mens voel beter, behalwe jou gesondheid wat beter is. Ek was gewees, byvoorbeeld met medikasie, ons had vir ons dokters gewees, toetse gedoen. Hulle almal is ten gunste van Carnivore, nog geen een het ons afgeskiet of enigstens iets van daai aard nie. Ek het met my dokter, ek het afgegaan van my
een bloeddrukpil in die aande is eintlik meer 'n hartklop vir onreëlmatigheid. Ek het van self sonder die dokter se toestemming my bloeddrukpil gelos omdat ek gevoel het ek wil uitpaas nadat my bloeddruk mos nou laag gegaan het van die regte eetstyl en regte goeters. Maar later toe ek by haar kom, het ek vir haar verwittig en vir haar gesê, hoor, ek het my bloeddrukpil gelos. Ek weet, daar word gesê, mens kan nie jou bloeddrukpil los nie, jy moet hom aaneenlopend drink. Toe sê sy vir my, soos dit vir jou goed is, drink jy hom. Want ek het vir haar verduidelik dat dit is met situasie, stres of enige iets, dan gaan my bloeddruk bietjie hoog. Toe sê sy dan drink jy hom, en wanneer jy nou weer reg voel, dan los jy hom. So ek is baie tevrede met dit. Ek was nou vir 2 weke weer op het gewees, maar ek het dit nou weer gelos, en ek voel heel goed. En dan het ek my cholesterolpil gelos. Ek het my Eltozet, dit is soos vir swybrand gelos, en my bloedverdunning gelos, en ek moet sê, ek voel baie goed. En al probleem wat ek nou het op hierdie stadium, seker die afgelope maand, my hare val uit. So ek weet nou nie of dit bietjie van stres is, of daar iets is, of 'n tekort van iets is nie. En ja, nee, dit is, en vir elkeen se getuie wat hy hierso gee, dit is so inspirerend, en dit gee jou moed net weer om te hoor hierso, jy is op die regte pad. En ja, dit is baie lekker. En so bid ons maar vir mekaar op die groep, dat ons maar nie moed sal opgee nie, want dit kan so vinnig gebeur. Al probleem wat ek het, en dis nou sommer 'n bietjie ligsinnig, wanneer ek na iemand anders kyk wat ook groot is, en probleem het, en sê, ja, hulle wil gewig verloor of hulle gesondheid, dan dink ek, maar gaan op karnivoor. Jy moet op karnivoor gaan, en ons sê vir mense, maar baie skepties daarteenoor, maar, ekskuus, en ek wil nie regtig die wêreld se kos, sal ek nou maar sê, daai verkeerde lekkernye, wat vir ons ook op 'n stadium lekker was, opgee nie. En hulle sal nie besef net, wat doen dit aan 'n mens se liggaam nie. Dit is net 100%, dit is 110% die moeite werd, om op karnivoor te gaan. En dit is nie net omdat ek op karnivoor is, dat ek het boost nie. Ja. Ek is eintlik spyt, ek het dit nie al jare terug weet nie, maar tyd is nie ons tyd nie, dis nou dalk die regte tyd eers, deur te leer deur my foute wat ek gemaak het, en 'n voorbeeld dalk vir iemand anders te kan wees. Ja. Jo, Sonja, wat 'n kragtige getuienis, né? Bloeddrukpil wat jy kon los, en toe weer moes so 'n bietjie gebruik, en toe weer kon los, en dis presies hoe ons dit moet doen. Jy weet, ons moet, in samewerking met ons dokter, moet ons die bloeddrukpil aanpas. Jy weet, soos jy gesê het, jy kan lighoofdig raak, jy kan uitpas, en ja, dit het al met my gebeur, en onlangs ook. So, dit is absoluut so, dat as jy jou insulienweerstandigheid wegvat, dan is daai bloeddrukpil te sterk, en dit is presies wat met my gebeur het. Ek het nou in die South Bootcamp daaroor gepraat, dit was 'n onlangse ding wat met my gebeur het, en letterlik, 'n bloeddrukpil is so 'n kragtige instrument, wat vir baie mense help. Dit help vir baie mense in 'n noodsituasie, en as jy 'n bloeddrukpil moet gebruik, moet jy hom gebruik, maar as jy hom nie moet gebruik nie, dan kan 'n bloeddrukpil vir jou in die moeilikheid laat beland, want jy kan uitpas, jy kan lighoofdig raak, jy kan 'n ongeluk maak in 'n kar, jy weet, jy kan nou dink as jy lighoofdig raak en die klits kwyt raak, duiselig raak of iets in 'n kar, jy weet, dit is lewensgevaarlik. So mens moet absoluut dit reg bestuur. Ja, so net vir die mense op TikTok en Facebook, onthou, 80% van hoë bloeddruk kom van insulienweerstandigheid af. En dit is wat Sonja weggevat het, dis wat ek weggevat het, en vele van ons, jy weet, het die insulienweerstandigheid weggevat. So met ander woorde, daardie bloeddrukpil is nie meer nodig vir daai rede nie. Daar kan nog ander redes wees hoekom jy bloeddrukpille gebruik, weet byvoorbeeld hartritme kondisies, stres gee ook vir mense hoë bloeddruk, en
dinge wat mens gebruik, soos koffie, gee vir jou hoë bloeddruk, en as jy in oormaat dit gebruik, soos ek, en so die probleem is dat jy moet jou insulienweerstandigheid eers wegvat, voordat jy werklik gaan weet wat aan die gang is. Ja, maar Sonja, baie geluk. Ek sien Nicoline het ook 'n opmerking gemaak oor die hare situasie, en sy sê dit is normaal, jou liggaam herstel, en ons het daaroor gepraat in ons coaching sessie, en ons het daaraan geraak. Ek weet Denise het ook al daaroor gepraat, en ander van ons coaching vriende, en hulle kan vanaand ook gerus daaroor praat. Nicoline, jy kan gerus daar ietsie oor sê. En soos ek ook gemerk het, dit kan ook 'n skildklier situasie wees. Dit is nie te sê dit is 'n skildklier situasie nie, maar haarverlies kan dit wees. Maar die meeste van die kere, en dit is waar Nicoline na verwys, is dit die telemere wat maar bietjie onder stres gaan, en dan dit is gewoonlik as gevolg van die oorgangsfase na ketose toe. Nou, jy is daarom nou al 150 dae in, maar ek het ook al gehoor van mense, soos Denise ook, ek dink dit het ook eers 'n bietjie later met haar gebeur, maar dit kom weer reg. Jy weet, so dit is ietsie wat mens kan, daar is goed wat mens kan doen, en so, ons sal dit, ek dink in die Mindset Bootcamp kan ons bietjie dieper in dit indelf en so, maar dan, ja, cholesterol medikasie wat jy kon stop, soeibrand medikasie wat jy kon stop, dit is net wonderlik, Sonja, en weer eens baie dankie dat ek so lekker die coaching pad met jou kan stap ook, en met Pieter. Dit is net vir my so groot voorreg, jy weet, julle is sulke voorbeelde van sukses. Ek hoop Pieter gaan ook kan praat vanaand, of gaan jy sy storie vertel? Nee, hy wil nou, nee, hy gaan self sy storie vertel. Is dit waar? Jy's wat hy 'n mooi storie hoor, goeie griet. Ek het daai storie vandag vir 'n paar coaching vriende vertel, en julle sal dit nou vanaand hoor, hierso live op TikTok en Facebook, en wat 'n kragtige getuienis. Ek sê vir een van ons coaching vriende vandag, toe ek die storie nou vertel, ek sê daai storie, dit is een van daai goed, want mens dink aan prentjies, julle gaan nou die prentjie nou mooi hoor as Pieter nou inkom, en so aan, ja, maar Sonja, baie geluk, en so, hoeveel kilogram is jy al af? Ek is nou 21 kilogram af. Uitsa. Nee, maar baie geluk hoor, en nee, ons is baie trots op jou. Is daar nog ietsie wat jy self wil bysê voor ons vir Pieter aan die woord stel? Ek wil net vir elkeen sê, vasbyt, moenie moed opgee nie. Kontak iemand as jy bietjie voel jy kan nie, maar moet nooit dink aan moed opgee nie. En dankie vir jou ook, Kobus. Is 'n groot plesier, Sonja, nee, baie dankie. Julle maak dit vir my baie lekker. Dit is vir my, ek soos ek maar altyd sê, ek voel 'n beter mens as ek uit die bootcamps uitkom. En dis omdat julle daar is. Jy weet, elkeen van julle maak my beter. Ons word ons maar mekaar se gemiddelde. En ek wil geen ander vriende hê as julle nie. Julle is die wonderlikste mense. Julle laat my 'n beter mens word. Jy weet, en dit is wonderlik. Ek kan nou maar sê, nee, julle het julle eintlik self geselekteer. hierdie coaching groep het hulle self geselekteer, want hulle het hulle hand opgesteek vir coaching. So, ons het klaar iets in gemeen, en dan het jy gesê, yes, ek stel belang in hierdie opvoedkundige bootcamps, ek wil dit doen, en dan het ons nog iets in gemeen, en nou stel ons belang in mindset ook, jy weet, so daar's, en dan natuurlik die geestelike goed wat ons ook oor lekker saamgesels, so ons het baie in gemeen, so dit maak dit lekker. Voor ek vir Pieter nou aan die woord stel, ek wil nou net eers hierso 'n paar mense groet. Sandra het ook ingekom, en Willem, en Salome is hierso, en Michelle is ook hierso, en Marcel het ons nou daarom gegroet, en Isabel is ook hier, en Annelie. Man, ons is nou sommer 'n lekker spannetjie vanaand hierso, en dit is sommer baie gaaf. Ja, maar kom ons hoor bietjie, Pieter, vertel ons bietjie daai storie van jou magies, man, ek is beïndruk met dit. Goeienaand Kobus, goeienaand al die vriende, en
besoekers wat nou op Facebook is en op TikTok, baie welkom. Ja, Kobus, waar begin ek? Ek het so baie wenne, ek kan die Hemelse Vader net dank vir al hierdie wenne. Sonder hom sou ek dit nooit kon gedoen het nie. En sonder al die coaching vriende en die hele span wat hy motiveer om vas te byt. Ja, ek gaan net so ligtelik raak aan die beginstadiums. Ek kom uit 3 beroertes uit, waarvan ek weer eens my vader kan dank dat ek nie letsels oorgehou het of en so aan nie, en dat ek normaal is en ek kan beweeg, is maar net my sig wat bietjie belemmer is, maar ek vat dit soos dit kom, en toe ek aangesluit het by Carnivore toe begin, die eerste dag, ek is 'n diabetes, ek is seker al 35 jaar wat ek 'n diabetes is, en ek het gespuit en ek het pille gebruik. In die eerste oggend wat ons begin, toe sê ek vir my vrou, my suiker is 'n bietjie laag, ek gaan nie spuit nie. En ek het tot vandag toe, wat ek daai inspuiting daar neergesit het, nog nooit gespuit nie. En ek drink maar nog net die metformin pille, wat my bietjie, want ek is nou al 'n lang pad wat want ek wou ook uitpaas as Kobus sou uitgepaas het. Ek het 'n paar keer al so nou inkomings gehad, Kobus, ek weet presies waarvan jy praat. Ek het ook my swaaibandpille neergesit en dan by dokter gegaan, ons kom baie goed oor die weg. Hy het my cholesterolpil al verminder. So ons is besig om dit ook te oorwin. En ja, in my grootste oorwinning, ek het nog gesukkel om te loop. Dan het ek nog 'n hart om nou 'n jaar terug. Julie maand was dit 'n jaar wat ek 'n hartomleiding gehad het, 3 omleidings gekry het. En nog 'n stent ook gekry en 'n klep wat geherstel is, wat blykbaar die oorsaak was van my bloedklonte. En ek het nou die naweek, ek het maar gesukkel om te loop. Ek kon net 'n entjie loop, dan my rug gepyn, dan het ek spasma gekry en daai tipe van goed. Maar verder het ek probeer vasbyt in Saterdag sê my vrou vir my, hoorie, hier's 'n nuwe so trail wat hulle moet stap in die berg. Sy sê, kom ons gaan stap hom. Ek dacht, jy weet, groot mond, ek sê toe ook vir, nee, maar is reg, kom ons gaan. Nou, ek stap nog nooit so ver gestap nie. Ek het laas berg geklim toe ek op die grens was, en dis omtrent 40 jaar terug. So, ek het nog nooit so trail geloop nie. Maar ek dacht, ag nee, dis maar net 'n klein koppietjie die, ek gaan nou maar die ding aanvat. En ek het so net geloop, en my eerste terrassie wat ek kry, kom ons in by 'n quarry. Ek sê vir my, ek gaan nie hier opkom nie. Sy sê, wel, sy gaan nou maar probeer, en sy het so 4 voet daar uitgekruip. Sê ek van, nee, gaan kyk jy maar hoe ver is dit, ek gaan nou nie hier opklim nie. Maar sy kom nie terug en ek besluit toe, nee, maar ek gaan ook nou maar probeer. En ek sê, met 'n groot gesukkel het ek daai stukkie berg opgeklim, en ek het my kierie gevat, toe gooi ek hom hoopie, knoppie. Ek dacht toe, wel, nou moet ek my kierie gaan haal, so ek moet die uit, daar is nog geen wy nie. En ek is uit en ek het my kierie gekry en ek kry toe vir Sonja, wat sy daar so sit en wag my. Toe sy nou baie verbaas, en toe sê ek, nee, maar kom ons gaan aan. En dis toe nou waar die obstacle course nou kom. 'n Bobbejaan met 'n kierie kan nie eers regtig hardloop, so baie klippe is daar nie. Maar ons het hom gestap, en dit deur die Here se genade, en dit is een van my grootste wenne, en dit wil ek, dat ek daai koppie klaar gestap het, daai trail gestap het, ek het gedink hy hou nooit op nie, maar ons is om oor en aan die kant af, hulle praat van 3-4 kilometers, maar as ons nou praat van daai liedjie wat ek sê op berge en dale, dis nou hy daai. Ek het hom
maar ek het dit gedoen. Ek is daarvan of te besef ek is nou nog verder van die huis af waar ons begin het. Ja. Ons daarvan af terugloop. En ek was so opgewonde hier binne my, ek weet nie hoe moet ek kan beskryf nie. En ek besef net. En dit is net 'n danke aan die Here en my ondersteuners. Ek praat van die coachingspan en Kobus, jy wat my so ondersteun en waar altyd Heinz hulle wat altyd hoeveel keer gehoor van sy seertjies so goed is, maar dit bly nog steeds 'n motivering. En dan besef jy ook hoe baie wenne wat ek seker nou nog nie eens opgenoem het nie. Goedjies wat net beter word. Dit is so algemeen. As een van die coaching vriende daarvan praat, dan besef ek, hey, maar ek het dit ook gehad. Dit is weg. Dan tel jy maar net, dan raak die lys al hoe langer. Ek is nou nie so georiënteerd in die skrywery nie, soos Heinz hulle nie. So anders sou ek ook nou presies geweet het aangaan. Maar ek is trots vir myself en te danke aan Carnivore. Daar is nie 'n beter dieet of 'n reg eet styl as Carnivore nie. Ja, ek het vir Kobus gesê, as jy verneek maar die regte ding van Carnivore. Korrek. So moenie met die verkeerde ding, jy moenie hou op dink aan dit wat lekker was. Ja. Dit was nooit lekker nie. Dit is eintlik baie dit is seer gemaak in 'n mens se lewe. Ja. En ek was ook 'n roker, ek het ook gedrink, en dit is as gevolg van daai goed is wat ek diabetes geword het, en wat my are hard geword het. Ek weet, ek het al 'n paar stents al gehad, dat eintlik die stents ook al opgepak het, dis hoekom ek hartomleidings gekry het. Ek beveel enige ene aan vir dit, maar so, ek stem saam met Kobus, sien jou dokter, stap met hom, hoor wat sê, as hy nie vir Carnivore is, dan is hy by die verkeerde dokter. Pieter, wat 'n kragtige getuienis. En dit is my so pragtig, daai hande 4 voet die berg uit en die kierie wat jy vooruit moes gooi. En dit is en jy weet, om te dink, jy kom van 3 beroertes af, meneer. Dit is net met die Here se genade en as ek hoor hoe jy praat en julle doen hierdie trail en dit is net wonderlik, man, om het te sien. Ek sê vir Pieter, hulle moet nou maar 'n plekkie daar in ons boek wat ons sal moet skrywe. Hulle sal maar 'n hoofstukkie, ons sal nou maar dit Pieter in sy berg noem of iets. Ja, wel, ek wil net bysê, die berg se naam is Ouberg. Pieter in sy ou berg. Want toe ek afkom, toe sê ek vir Sonja, dis nie net Ouberg, hy het nou 'n ou man op nou gemaak. Yes, dit is my 'n kragtige storie, weet, en soos ek maar altyd sê vir die coaching vriende, weet, as die mense my so nonsens byt op Facebook en TikTok, die bullies en oor Carnivore en hulle, jy weet, hulle sê mos altyd ek verkoop 'n klomp nonsens aan die mense, jy weet. Dan wil ek net sê, ag my jete, nee, gaan praat asseblief net met Pieter en Sonja en met Pieter se ou berg. Jy weet. Ja, hy hom kom loop en kyk of hy hom kan loop. Ja. Jy weet Pieter, en dit is wat hierdie getuienisse so wonderlik maak, jy weet, dit maak 'n deel van die kollektiewe kennis van ons almal, jy weet, almal wat nou na hierdie live luister, of hy nou 'n coaching vriend is of nie, hy weet nou van Pieter en sy ou berg, wat hy uitgeklim het met hande 4 voet op plekke, en hy 3 beroertes gehad, en hy sê, deur die genade van die Here, en met die Carnivore, het hy die dinge nou reg gekry. En jy weet, dit is wat ons soek. Ons soek hierdie getuienisse, en ek wil regtig baie dankie sê dat jy die moeite doen om hier te wees, en Sonja en julle almal, en ook so op elke bootcamp, julle is oralster, en dit is vir ons baie lekker om julle daar te hê, en julle maak regtig 'n verskil. Jy maak, soos jy nou daar praat, ek toe jy nou so jou getuienis vertel, toe kan ek nou maar net dink, daar's iemand wat nou jou getuienis hoor, en
jy weet, hy word geïnspireer deur daai getuienis, en regtig baie dankie, dis nou wat ons nou tipies noem, 'n lewende getuie, jy kan nie daarteen stry nie, hoe gaan jy nou daarteen stry, jy weet, Waar koos. ja, jy weet, dit is net, dit is soos, jy gooi, met so 'n tipe getuienis, Pieter, jy gooi sommer water op die ou se vuur, as hy nou nog iets wou sê, ja, maar wat van dit, dan sê ek, hoor hierso man, gaan praat net regtig bietjie met Pieter, genuine, gaan praat genuine met hom, jy sal hoor, hy het bietjie baie groot wenne, jy weet, dit is so mooi getuienis, en dit is wat, Pieter, dit is wat die coaching vir my baie lekker maak, is die groot voorreg wat ek het om deel van dit te wees, van jou getuienis, jy weet, om so bietjie die pad saam met jou te kan stap, en weer eens, ek weet, ek herhaal dit nou baie, maar julle maak die coaching platform baie lekker vir ander mense, want hulle dalk soortgelyke situasies, of hulle ken dalk iemand wat ook 3 beroertes gehad het, jy weet, en hulle is nou geïnspireer, so dit is wonderlik man, baie dankie. Nee, ek wil net vir elkeen sê wat ingeskakel is, of wat vriende het, wat so 'n probleem het, inspireer hulle asseblief, dit is die moeite werd, en die wat nog bietjie sukkel, vasbyt nou maat, dit is die moeite werd, jy gaan daarby uitkom, Mens raak hier na 'n maand so bietjie moedeloos, maar dan kom jy net oor daai, ou moet net oor daai obstakel kom. Ja. Ek meen toe ek daai pad gestap het, het ek gesê as ek net oor hierdie knop kan kom, as ek net oor hier kan kom, en toe ek afgaan die afdraande, toe besef ek, Jesus, dis erger af as op. Dan sê jy weer vir jouself, as ek net hier kan af, ek wil nog net daar by die pad kan uitkom. Ja. En toe jy by die pad uitkom, is dit nou weer 'n obstakel. So in 'n mens se lewe bly daar altyd maar obstakels. En ons moet leer om onsself te motiveer en te sê, man, ek kan, en ek wil, en ek sal. Ja, dis pragtig. Nie dat iemand jou afsit daarvan en sê, hoorie, jy is op 'n verkeerde ding nie. Praat eerder met Kobus dan daaroor. En Kobus, ons wil vir jou kleins weer eens nogmaals baie dankie sê vir jou tyd en motivering wat jy vir ons gee. En baie dankie vir elke coaching vriend wat hier so is. Baie dankie. Baie dankie, Pieter. Baie dankie, Pieter. Pieter het nou hier so 'n baie mooi ding gesê, wat toe hy nou praat van die op en af. En dit is die waarheid, en ons kan dalk bietjie daaroor praat, oor al die ops en afs. Jy weet, Santi is ook hier so, en Santi het ook 'n sterk getuienis, net so. En daar is oppe en affe. Dit is so, dit karnivoor maak jou nou nie immuun teen op en af nie. Jy het nog steeds op en affe, maar jou op en affe is dalk baie minder dramaties as wat dit was sonder karnivoor, want jy's beter in jou situasie, jou inflammasie is minder, en jou immuunstelsel is sterker, en jou gewig is beter, en al die dinge. So jy maak dinge beter, karnivoor maak dinge beter. Maar Pieter het daarna verwys nou, stap die pad saam met iemand, met coaching, of met coaching vriende soos ons, en julle hoor nou, dis aangename mense, glo my, jy wil graag Pieter en Sonja se vriend wees, en Isabel, en Ronel, en Johan, en Annelie, Marcel, en almal wat hier is, in hierdie life, dis is wonderlike mense, ek ken hulle almal, en dit is wat die coaching vriende baie spesiaal maak, hulle almal het dieselfde, kan ek sê, grondslag gekry, hulle kry dieselfde coaching, so ons fondasie is dieselfde. En wat dit lekker maak, is ons klankbordgoeders met mekaar. Ons, in hierdie Sout Bootcamp het een van die coaching vriende gepraat oor inligting wat hulle op YouTube gekry het, soos ons almal maar inligting op YouTube kry. Maar hierso is die verskil, as jy nou nog nie deel is van die coaching vriende nie, dan luister jy daai YouTube video en jy gaan in 'n rigting in, en jy het niemand om uiteindelik mee te klankbord nie, maar daardie coaching vriend kon toe nou daardie goed bespreek in die Sout Bootcamp, en
ons het lekker daaroor gepraat, en jy kom tot 'n konklusie daaruit, en jy hoor wat is ander mense wat ook al 'n paadjie gestap het, se opinie daaroor, so dit maak dit baie lekker, is 'n groot voorreg om in Afrikaans 'n platform te hê, waar ons met mekaar kan goed klank word, maar dit is julle wat dit, julle is die platform, julle is die mense. So, nou ja, kom ons hoor bietjie daar, wie wil graag bietjie volgende praat? Johan, jy kan gerus inkom, hallo, ek is so bly julle is hierso. Nou, Kobus, dankie. Ja, nee, is lekker om weer hier te wees en welkom vir almal wat ook inluister. Ja, dit was gister vir ons 'n lekker groot dag gewees, ons was 250 dae op Carnivore, en ja, dit gaan baie goed. 'n groot prestasie, né? 33 kilos af, né? 31 kilos. 31 kilos, ek het jou sommer 2 bygegee. Dankie, dit sal help. Okay. Ja, nee. Ja, 31 kilogram af, klomp centimeters om die middel af, en ja, ek het dit nie begin doen vir my gewig nie, ek het hoë bloeddruk gehad, ek het nog nie op medikasie nie, maar my bloeddruk was hoog, die dokter wou my op medikasie sit, toe sê ek vir hom, nee, ek drink die pille nie, ek soek dit nie, toe sê hy vir my wel, dan jy, jou tweede opsie is verloor 20 kilogram. En ja, ek dink nie, dit was eers die eerste maand van Carnivore, het my bloeddruk al gestabiliseer. So, ja, eerstens het ek dit vir my gesondheid gedoen, en dan die gewig wat ek verloor is natuurlik 'n bonus vir my. Ja, fantasties, Johan, dit is so, ek is so trots op jou en Nicoline, ek is seker sy sal ook nou haar gedeelte vertel, maar 31 kilogram af, en as ek reg onthou, jou gout is weg, né? Dis ook reg, ja, my geld is weg, en dit is geld wat ek gekry het sonder om alkohol te gebruik. Aha. En die ding is, gewoonlik na 'n braai, dan het ek geld gekry, either toon, seer enkel, what have you. En vandat ek begin het met Carnivore, het ek nog nie regtig geld weer gekry nie, dit het baie gou opgeklaar, en almal blameer altyd die rooi vleis, ja, jou vleis gee vir jou die geld, wat as ek nou die woord mag gebruik, 'n twak storie is, want dan moes ek elke dag die lately geld gehad het. So, nee, ek is baie trots op myself, ek het nie aan die begin gedink, ek sal 250 dae gehaal nie, maar 'n ou kom gou oor jou geite vir soetgoed en sulke dinge. Maar die ding gaan, jy moet dit los. Jy moet vasberadenheid hê, jy moet die dinge reg doen, soos jy gesê het. 'n Ou moet sit jou 110% daarin en jy sal op verskil sien, jy sal jou suksesse behaal. Ja, verseker Johan, en ek dink jou redes hoekom jy doen wat jy doen moet reg wees, en weer eens, ek wens jou en Nicoline geluk met die manier hoe julle coaching doen, en soos ek altyd sê, julle het die sisteem gehack, julle stuur julle bordfoto's, julle is op die bootcamps, julle is op die lives, Dit is, jy weet, ekskuus dat ek jou nou in die rede val, daai bordfoto is 'n klein dingetjie. Dit is 'n bordfoto. I mean, enige een kan 'n bordfoto afneem. Maar daai bordfoto hou so accountable dat jy wil die dinge reg doen. Jy wil daai bordfoto reg hê. En so daardeur ja, bly jy positief. baie.
Baie, en weet jy wat Johan, ek kan jou nou regtig vir julle al twee gelukwens op 250 dae, dat jy het 'n vlekkelose rekord, jy het 'n trek rekord van bordfoto's. Ek kan deur jou WhatsApps gaan, jy soos Gustaf, nee, ek kan tot in Tuka se tyd op Gustaf se WhatsApps ingaan, en ek kan elke dag sien wat het hy geëet, ek kan elke dag sien, en daar's 'n goeie rede daarvoor, ja, 'n goeie rede, en dit is ook, as daar 'n probleempie inkom, dat mens kan kyk, hoekom is die probleem nou daar, en dan kan mens gaan kyk, het jy te maar geëet, of miskien het ons iets gemis, jy weet, wat, Ja, jy weet, daai tipe, dit is hoekom ek sê, dit is vir my belangrik. dit is baie belangrik, Daai bordfoto, ek meen, help my reg as jy kan sien, hoor hierso, daar's dit te kort of daar's dat te kort. ja, en ek het vir Santi weer vandag, sy is hierso, het ek weer vandag, ek hoop sy praat ook bietjie vandag, ek het vandag ook vir haar gesê, hier Santi, ek is so beïndruk met jou bordfoto's, want sy is ook een van die, haar bordfoto's is net 'n uitmuntende voorbeeld, sy het ook 'n konstante vloei van bordfoto's wat inkom, en soos jy weet, sy is ook al 'n jaar en 'n half karnivoor in dit, maar dit is soos 'n resep, Johan, soos ons maar laas keer vir mekaar ook gesê het, jy weet, dit is soos 'n resep, as ek vir jou vra, Johan, hoe moet ek jou werk doen, as ek nou jou beroep, as ek nou 'n sukses wil maak in jou beroep, wat is die 5 goed wat ek moet doen, jy weet, en dan noem jy die 5 goed op, en jy sit dit op 'n lysie vir my, en dan vat ek daai lysie, en dan doen ek net so die eerste 2, en as ons mekaar weer sien, dan sê ek, nee, ek dink die laaste 3 was belangrikie, maar ek het die eerste 2 baie goed gedoen, thank you very much. Dan gaan jy mis vir my sê, nee man, kyk, daai laaste 3 is eintlik baie belangrik, hoor. Jy weet. Ja, nee, so, en jy het nou gepraat van Gustaf, nee, jy weet dat, toe ek begin het met karnivoor, toe was hy al, en hy was een van my groot rolmodelle in van die eerste bootcamp of wat ons bygewoon het. Om te hoor sy wenne, hoeveel kilogram hy verloor het, dit was soos amazing, en die goed wat mense van gesond geraak het my heeltemal oortuig, hoorie, maar karnivoor is nie net 'n dieet nie. Karnivoor is 'n leefstyl. Ek gaan dit my leefstyl maak. Ja. En that is what I did. Ek het dit my leefstyl gemaak. Dit is so, en dit is eintlik meer ook, dit is eintlik so half deel van jou hele lewe amper. Wie was dit ook geweest wat ek, was dit Lillian? Ja, ek het vir Lillian ook, ek het eendag so toe sê ek dink dit was van haar wat ek gepraat het, ek sê as iemand vir Lillian 2 uur in die oggend wakker maak, en hulle vra vir haar, wie is jy? Dan gaan sy eerstens sê, sy's 'n Christen, en die tweede ding is wat sy gaan sê, sy's 'n karnivoor. So ja, dit is nou maar net so op 'n ligter trant. En dit, jy weet, maar so laat ons nou praat oor dit is eintlik iets ook op 'n ernstiger trant, want dit gaan oor identiteit, Johan, en ek weet ek het nou dit nou ligterlik aangespreek, maar eintlik is dit 'n baie dieper gesprek as dit, want as ek na jou suksesse kyk, en ek kyk na hoe jou selfvertroue verbeter het, ekskuus as ek dit nou sommer reguit so noem, maar jou selfvertroue, die bietjie wat ek jou nou geken het, en hoe Nicoline ook nou al ook getuig het in bootcamps en in lives, hoe sy van haar kant af gesien het, jy weet, hoe jou selfvertroue en manier hoe jy dinge doen, sterker geword het, as gevolg van karnivoor. Dit is vir my baie mooi, jy weet. Verseker, en dan as ek dit nou so vat, ons het nou gister vir jou ons before en nou sit 250 dae foto's gestuur. Jebo. Ek sou dit nie gedoen het vir whoever nie. Ek sal nie sommer 'n foto van my wou gehad het op
whatever 'n platform of 'n foto van my sommer of iets. Ja. En soos ek vir haar ook sê, kyk, ek meen ons sien mekaar elke dag. Ja. So ons sien nie al die sentimeters byvoorbeeld wat ons verloor of die gewig wat ons al verloor. Maar toe ons daai foto's bymekaar sit, toe sê ek vir ons soos, wow, kyk hoe lyk ons, kyk die verskil. Ja. En ek meen dit is die soos Heinz altyd sê, dit is die punt van die ysberg. Jy weet, daar's soveel wenne agter dit. Ek meen die bloeddruk, die geld, die my suiker ook het gestabiliseer. My suiker was hier aan die begin van my bloeddruk ook hoog toe ek by die dokter was, jy weet. Ja. Dit is die gewig wat almal sien op Facebook en YouTube video's wat jy geplaas het waar my begin en waar ek nou is. Hulle sien die ysberg se punt. Ja. Hulle sien net daai suksessies daarbo. Ja. Dit is daar's baie dieper dinge agter dit wat 'n ou van beter word en genees en soos Heinz wat sy seertjies in sy mondseertjies binne die eerste week gesond geraak het. Ek meen dit amazing. Ja. By the way, hy het om verskoning gevra, hy was so graag hier gewees het, maar hy kan dit net nie vanaand maak nie, maar ja, Heinz is 'n eister. Ja, so, ja nee, dit is baie waar, Johan, en dis hoekom ek so bly is, jy en Nicoline op 'n jonger ouderdom het betrokke geraak en vasgetrap in die ding gedoen, want soos jy weet, ouens wag tot hulle heel ouer is en dan kom hulle nou en hulle wil dan nou die gesondheid uitsorteer en dit is fyn, maar hoe vroeër mense dit kan doen in jou lewe, jy weet, dis baie mense wat nou hier in hierdie life is, wat nou ouer is, en hulle almal sal vir jou sê, yes, ek wens, ek bedoel, ek dink was Pieter gewees wat dalk nou gesê het, hy wens het dit vroeër begin, ek dink dit was hy, maar, kyk, en daarby kan ek ook sê, wat oom Pieter gesê het, nee. Ek meen dit, ek dink dit was so 6 jaar omtrent terug wat jy by my kom kuier het en ons bietjie gesels het daaroor en oor die karnivoor en goed. Ja. Wat ek nou al dit wel genoem het, dat ek wens ek het daai tyd begin toe jy dit vir my gesê het. Ja. Maar ek het nie daai tyd geweet wat ek nou weet. Ja. En ek dink ek sou nou al klaar vandag op 'n baie ander plek dalk gewees het as ek dit 6 jaar terug Ja, maar Johan, jy raak nou baie diep punt aan. Een van ons coaching vriendinne ek het 'n gesprek met haar vandag, 'n coaching sessie gehad en haar skoonpa is in die hospitaal en het 'n hartaanval. En die familie is nou aan huis by haar, jy weet, en hulle het hierdie gesprekke al vir 'n baie lang tyd oor dat daar nie reg geëet word nie, jy weet, en ek het net vir haar gesê, jy weet, mense sal nie kan sê hulle het nie geweet nie. Mense sal nie kan sê nie, weet, onthou, en dit is die groot ding, is dit is 'n Bybelse beginsel, maar die Bybel praat van 'n wolk van getuienis, jy weet, en hierdie life en die mindsets en al die dinge wat ons maar doen, is soos 'n wolk van getuienis, net die video's, hoeveel 1000 video's is daar nie net al wat ons gemaak het nie. Ek dink ek het al oor die 9000 video's gemaak oor karnivoor, en ernstig het iemand daarom al iets raak geluister. So, en hier is die ding, nee, dit is soos, as hulle nie wil dit doen nie, dit is nie ons skuld as hulle dit nie wil doen nie, en dis hulle goeie reg om dit nie te wil doen nie, maar hulle sal nie kan sê hulle het nie geweet nie, jy weet? Nee, dit seker, want ek meen, soos jy ook al gesê, meeste van ons het, elkeen van ons eie lewendige getuienis. Ja. Ons elkeen het ons storie en ons elkeen het net ons pakkie van probleme by karnivoor opgedaag. Ja. En die probleem is op die internet, kom ons noem dit nou maar so, of op YouTube, is daar soveel
karnivore wat jy nou kan gaan kyk. Ja, Maar as jy nou na hulle luister, elkeen het omtrent sy eie storie. absoluut. Ja, absoluut. En as jy dit op jou eie gaan doen, jy gaan iewers van die pad af, ek gaan nie sê cheat nie, ek meen, jy gaan iewers iets nie reg doen nie. En jy gaan nie weet nie. Ja, Waar as jy, kom ek vat 'n voorbeeld nou weer eens, die bordfoto. As jy nou jou bordfoto gestuur het, dan kan jy sê, yes, dit lyk reg, of hoorie, daar is 'n probleem. ja. Nee, ek hoor jou presies, Johan. Dit is so. Ek kyk nou hierso op die skerm en ek sien Ronel is in die blokkie net langs jou. En sy is 'n 4,5 jaar karnivoor, en toe jy nou so praat van ons elkeen, jy weet, het ons lewende getuienis, en dit is so, en ek kry net hierdie beeld wat by my opkom, jy weet, dat ons is 'n groot groep mense wat se lewens vir die positief verander is. Nee, ons is 'n groot groep coaching vriende wat met die karnivoor en met die keto word se lewens vir die positief verander is. En as iemand so negatief is, nee, en hulle wil nie, jy weet, hulle skiet af wat ons doen en sê en so, dan sien ek net hoe hulle in hierdie wolk van getuienis mense vasstap. Jy weet, ouens soos Pieter en Ronel en jy en Nicolien en jou ma Annelie en hulle almal, nee, en elke ou het sy getuienis, en jy weet, wat gaan daai negatiewe persoon nou sê vir hierdie kragtige getuienis, jy weet, Pieter wat 'n berg uitgeklim het met na 3 beroertes met karnivoor, jy weet. Ja, en vanaand aan tafel is ons besig om te eet, en ons het net so klaar geëet. Ja. En ek sê vir my meisiekind, jy weet, jy skrol, toe ons met karnivoor begin het. Sy is nog steeds skrol. Ja. Maar ek, Nicolien en my seun was bietjie oorgewig geweest toe ons begin het. Ja. Maar ek sê vir haar, kyk, jy doen karnivoor saam met ons. My seun, ons doen almal karnivoor, maar ek sê toe vir haar, jy weet, alhoewel jy saam met ons karnivoor doen, jy lyk nie of jy ondergewig is nie, jou vel lyk pragtig. Ek meen, en ons het al hoeveel getuienisse gehad van mense wat sê, hulle velle herstel, hulle velle lyk gesond. Ja. So, ek meen, daar is soveel suksesse wat 'n ou nie elke dag gaan dink, wat 'n ou behaal, wat net kom. Ja. Nee, verseker. Is daar nog ietsie wat jy wil bysê? Nee, van my kant is ek reg, dan dankie. Baie dankie, Johan. Ja, kom ons hoor bietjie daarso, wie kan volgende praat? Man, dit was nou 'n lekker getuienis wat Johan hierso gegee het. Ek en hy bly op Naboom. Ek en Johan en Nicolien ken mekaar al baie jare. Kom ons hoor bietjie daarso. Daar wil Nicolien ook sommer 'n hand opsteek. Nicolien, jy kan inkom. Baie dankie dat jy ook hier is. Goeienaand Kobus en goeienaand aan die luisteraars daar buite en al ons familie die karnivoor groep. Ja, soos Johanna gesê het, elke persoon kom met sy eie pakkie by die karnivoor aan. Maar dit gaan oor jou, wat gaan jy met jou pakkie maak? Elke dag het 'n mens 'n keuse. Gaan jy die regte keuse maak? Gaan jy die verkeerde keuse maak? So, dit is jou verantwoordelikheid om daai pakkie te vat en 'n beter pakkie te maak daarmee. Ek sien dit as 'n geskenk. Ek gee myself 'n geskenk om gesond te word, om vir my man en my kinders gesond te wees en 'n beter selfbeeld vir myself te hê, want ek het gewoonlik as ek in die spieël staan, dit was altyd vir my 'n seer oog om vir myself in die spieël te kyk. En ja, en vandag is ek trots. Ek het 16 kilos verloor, maar 16 kilos is baie. Dit klink min, maar dit is eintlik baie.
Is baie. En vir my is dit baie, want ek het al baie ander eetprogramme probeer en dis asof jy hou nie uit daarmee nie, want jy word honger, of jy moet jou kos afmeet, of die kos lyk nie lekker nie, dit lyk vaal, en ek moet sê, die karnivoor doen dit vir ons, dis lekker, ek sê vanaand vir die kinders aan etenstafel, as jy groot is en jy gaan in die grootmenswêreld, moenie verander nie, bly karnivoor, dan lyk jy daarom ryk as jy net kan vleis eet. Skerp gesê. Nee, dis skerp gesê. Ja, dit is pragtig. Ja, dit is so, en weer eens Nicolien, wat ek ook altyd vir jou sê, baie dankie dat jy ook jou kinders so mooi, kan ek sê, positief beïnvloed met die karnivoor, en klein Johan, wat al, ek dink hy is 16 kilogram af ook. Ja, hy is so 16 kilogram af. 16 kilogram af, en Denise klein Denise wat dit nou nie nodig het nie, om gewig te verloor nie, maar haar vel is so mooi, soos Johanna nou sê. En ja, en sy bly stabiel. Bly stabiel. Ja, nee, sy lyk net so goed, al het sy nie iets om te verloor nie. Ja. Dit is baie keer, jy weet, mense soos Denise nou, en ook soos Mandy, jy weet, wat op die coaching is, Mandy was eintlik 'n klein bietjie ondergewig geweest, en sy was in staat om die gewig op te tel, soos ons nou die coaching doen, tot op die plek waar sy nou graag wil wees, en sy is nou op die ideale gewig. So, dit gaan nie altyd net oor gewig nie, daar is mense wat, jy weet, net gesondheid wil hê, en 'n goeie kwaliteit immuunstelsel, en jy weet, klein probleempies soos velprobleempies, en daai tipe goedjies wat aandag nodig het, wat die karnivoor baie beter maak. Ja, so, nee, definitief. As ek nou dink aan van waaraf ek gekom het, ek het met hoë bloeddruk gesit, ek het in die oggend 'n bloeddrukpil gedrink en in die aand, en ek is alreeds van my oggend bloeddrukpil af met my dokter se toestemming. Ek het met baie erge waterretensie gesit, dit het ook al baie verbeter. Ek het angsaanvalle gekry in die aand, dat het voel asof jou hart weghardloop. Jy weet nie watter kant toe nie, het ek vir Johan sê, hoorie, ek weet nie wanneer moet 'n mens nou eintlik die ambulans bel nie, want ek weet nie, is daar hartaanval, wat is hierdie nou nie, dat die dokter my op trampolien gesit het, en dit het nie met my gewerk nie, en wanneer ons karnivoor doen, is dit baie, ek kry dit nie meer nie, en ja, en ek sê ook, karnivoor herstel jou binne. Jy voel dadelik 'n verskil binne in jou liggaam, want dit wat binne moet gebeur, gaan buite ook gebeur. So, as jy jou liggaam slegte goed voed, gaan die slegte goed uitkom op jou vel. En ek meen, as jy gaan kyk na kinders wat permanent suiker inneem, gaan kyk na hulle velprobleme, want hulle kry verskriklik akne. Ek onthou het my seun, hy het baie akne gekry, en vandat ons op die karnivoor is sy vel so mooi, dit genees ekseem, en dit genees gebarste hakke. Ons weet, want ons het elke Sondag, het ons 'n sessie hier in die huis gehad, wat ons mekaar se hakke met die, met die sander geskuur het, net laat die hakke bietjie beter lyk, maar ons het nie meer die sander nodig nie, so hy is terug in die garage. Ons hakke is nie gebars nie. Ja, en mense vel herstel regtig wonderbaarlik. Ja, so dit is net, dis regtig, dit is nie 'n uitweg nie, dis die enigste uitweg. Wow. Gesond te word. Wow, dit is pragtig gestel. Ek hou daarvan. Nicolien sê, dit is nie net 'n uitweg nie, dit is die enigste uitweg. Jy weet? Ja, en ja, is daar ander maniere hoe mens gewig kan verloor, verseker, maar wat sy bedoel is, dis volhoubaar. En dit is die ding, want sy het al ander dieete probeer, en sy het
al gewig verloor, maar jy kry pretty much dieselfde gewig terug en nog klein bietjie. Jy weet? Ja. En dit gee jou selfbeeld so hupstoot. Ek is nie regtig, ek was nooit een vir oefen nie, want dit help nie, dit voel vir jou oefening nie help nie. Maar vandat ek gewig verloor het, dit gee jou so 'n bietjie van 'n hupstoot om te dink, okay, nou kan ek bietjie begin oefen. Ons het 2 weke terug het ons 'n 5 km gaan stap en die kinders het saam met ons gestap en hulle het my so verbaas want ek noem hulle my grotgoggas. So en hulle het my regtig verbaas want hulle het ons gewen. So en Saterdag het ons 2 km gaan doen en dit was net so lekker gewees. Ja, so dit jou selfbeeld motiveer jou om aan die oefen te kom en jou liggaam sal vir jou sê wanneer dit reg is, wanneer dit tyd is om te begin oefen. Elke ding het sy tyd. In die Bybel sê elke ding het sy tyd en oefening sal met tyd kom. Genesing sal met tyd kom. En wat ek nog wel gesê het, in hierdie huis is ek die chef. So hierdie mense moet eet wat ek maak om te eet. Dis skerp hoor. Ja, en dit sorteer baie probleme uit, né? Dit sorteer baie probleme uit. Dit doen dit. Jy het nie nodig om te sit en dink wat maak ek vanaand vir ete nie. My kinders moet eet wat ek vir hulle gee om te eet, anders gaan hulle honger slaap. En dis nie iets wat hulle graag wil gaan doen nie. So en ek forceer ook nie my kinders om te eet as hulle nie honger is nie. Hulle eet wanneer hulle honger is. Ek maak die kos, as hulle nie honger is nie, dan kan hulle gaan eet wanneer hulle honger is. Karnivoor het nie 'n spitstydperk van, nou moet jy eet nie. Jy eet as jy honger is. En ek dink dit is waar 'n mens die grootste fout maak in jou kinders se lewe, is om hulle te forceer om te eet as hulle nie honger is nie, want dan tel kinders gewig op. Los jou kind, sorg net dat daar iets is om te eet, laat daar vleis of eiers is om te eet, sodat as hulle honger is, laat hulle weet, hulle kan gaan eet. Ons het groot geword in 'n huis van, dis nou eettyd en jy eet wat in jou bord is en jy eet alles op, want anders mors jy kos. En ons is so verkeerd geleer. Ek wens, my ma is ongelukkig nie meer met ons nie, maar ek wens so ek kon my ma dit geleer het, want ek dink sy sou nogal baie gebaat het by die karnivoor en ook ander familielede van my wat ook nie meer hier is nie. As ek nou dink aan hulle gesondheidsprobleme, dink ek sou die karnivoor ook baie gebaat het by hulle gesondheid. So soos Johan sê, as ons 6 jaar terug geweet het wat ons vandag weet, het ons lankal begin hiermee. Absoluut. Nicoline, Gert sê hierso op Facebook, hallo Gert sê 16 kg is 32 pakke botter. Hy sê, pak het bietjie uit en sien hoeveel is dit, hoor. Ja, baie. Dit is baie. Vir my is dit baie. Ons sal maar, ek sal vir jou en Johan daar na Checkers toe vat, dan gaan ek jou vir julle 2 vra om 32 pakke botter op mekaar te sit, dan kyk asof jy dit kan vashou. Ja, ek het amper 'n hele mens saam my gedra. Dit sal 'n mooi foto maak, 'n lekker video maak aan, hè? Ons vat daai Checkers oor, hoor. Ons vat daai Checkers oor. Ek wil net hierso voor ons nou verder gaan, ek wil net Yvette ook, hallo sê, Yvette is ook hierso op Facebook, en Albert is ook hierso, baie dankie. Daar sê, en almal daar op TikTok, baie dankie dat julle hier is, dit is sommer baie gaaf. Nee, dit is so Nicoline, en dankie vir die impak wat jy maak, ook vanaand op mense, jy weet, soos jy nou praat, ek kan net dink, mense hoor jou, en jy inspireer hulle, jy weet, mense identifiseer met jou, hulle het soortgelyke omstandighede as jy, hulle het nog jong kinders in die huis, en hier hoor hulle nou, 'n mamma wat 'n sukses maak van haar gesin se omstandighede, 'n seun wat oorgewig was, wat 16 kg gewig verloor het, wat nou gym, en klein Johan is nou 14 jaar oud, né? Ja, en jy weet, en die selfvertroue wat daai laaitie ook nou het,
is ongelooflik, hoor. Ek het hom nou al 'n paar keer gesien as ons die coaching doen, dan kom hy partykeer so saam met julle op die video en dan sien ek sommer jete, maar die mannetjie het baie selfvertroue, jy weet, en dit is wonderlik om dit te sien, ja. Ja, dit boost hulle lekker. Hy hou daarvan om online games saam met sy vriende te speel, so dan sal elkeen nou sê, wat eet hulle die aand, en dan sal hy sê, nee, ons eet vleis en eiers, want ons is karnivore. Ja. Dan wonder partymal, wat gaan deur die ander maatjies se koppe, weet hulle ooit wat is 'n karnivoor? Ja. So, ja, nee, as ek vanaand iets vir enige iemand kan sê wat vanaand inluister, is as jy nog nooit 'n goeie besluit gemaak het nie, maak vanaand 'n besluit en probeer karnivoor, want jy gaan nie spyt wees nie. Ja. Jy het niks om te verloor nie, behalwe gewig en slegte gesondheid. So, gaan draai jou slegte gesondheid om vir die goeie, en gaan probeer dit vir 'n maand en kyk. Ja. Jy sal nie spyt wees nie. Ja, Yvette sê nou juist hierso, sy het al 19,5 kilogram verloor op haar eie dieet, maar sy sê, jy het daar nou omgepraat om karnivoor te doen, want sy is baie lief vir vleis. So sien, daar het jy nou iemand omgepraat vanaand. Fantasties. Ja, dit is so, weet jy, Nicolien, ek het al baie sulke coaching vriende bygekry, wat net toevallig, jy weet, jy ken mos daai woordjie toevallig, dan het hulle nou toevallig op die live afgekom, en as jy nou weer sien, dan is hulle nou sommer op partykeer deel van die coaching vriende, en jy weet, dit is, ek glo mos, dit gebeur met 'n rede, daar's 'n rede hoekom ons paadjies kruis, daar's 'n rede hoekom ons in mekaar se lewe inspreek, dit is so, daar's 'n rede. Ja. Ja, nee, definitief. Daar's 'n rede. Ja. Is daar nog ietsie wat jy wil bysê? Nee, ek hoop het ek kon iemand oortuig vanaand om 'n regte besluit te maak. Ja, dit is my storie vir Nee, baie dankie Nicolien, baie trots op jou. Kom ons hoor 'n bietjie daarso, wie wil graag volgende inkom? Isabel, julle moet gerus praat, Annelie, Marcel, Michelle, Ronel, Salome, Sandra, Santi, Willem, julle moet praat asseblief. Julle kan gerus bietjie hallo sê. En so aan. Ja, nee, dit is wonderlik man. Nee, ek is baie geïnspireerd. Santi, ekskuus tog, Santi, jy kan gerus inkom hoor. Daar sy. Baie dankie. Hallo Santi. Naand Kobus, naand almal. Nancy. Weet jy Kobus, ek luister nou toe Nicolien so praat oor baie dieete. Kyk, ek dink al ons vrouens het seker al wat 'n dieetes probeer. Maar weet jy, ek was nou nie op so baie dieete nie, maar die verskil tussen karnivoor en 'n dieet is, jy mag gewig verloor, maar dit doen niks aan jou gesondheid nie. Dit verander nie regtig jou gesondheid nie. Jy raak miskien wel mager, jy verloor gewig, en as jy klaar is met daai dieet, dan tel jy natuurlik meer op as wat jy verloor het, maar jou gesondheid is nog steeds wat dit was. En ja, Kobus, dis wat my laat besluit het, om vol te hou met die karnivoor, want die rede hoekom ons te doen, ek het wel gewig verloor, ek het 31 kilogram verloor, maar my rede was nie om gewig te verloor nie. Dit was van die begin af altyd vir my gesondheid, want ek het rheumatoid arthritis, en ek het Kobus nou vanoggend 'n coaching sessie gehad. Toe dink ek nogal vanaand is ek nou nie so 'n goeie een om te gesels nie, maar want my knie het net weer so 'n bietjie begin seer raak, en maar dit is ongelukkig nou maar deel daarvan. Ek skryf dit toe aan die koue, want hier by ons is dit maar bitterkoud, ons is hier in die minusse in,
En toe het ek ook agtergekom, as ek net 'n bietjie oefening doen, al is daai knie seer, dan help dit. Dit vat die styfheid en die seer tog weg. So 'n mens moenie vergeet van die oefening nie. Want as dit so koud is 'n mens ook nie baie lus vir oefening nie. Maar dit help tog. Dit is so. Maar Santi, wat jou getuienis baie lekker maak, en ek het nou so daarna verwys toe ek en Johan gepraat het, jy's nou al 1 jaar en 'n half in Carnivore, né? Ja. Ja, en ja, die kniepyn nou vandag, maar jou vroeëre getuienis, jy weet, toe dit nou so ysig koud was nie, was gewees dat jou reumatoïde artritis 90% of 95% die pyn van weg is, né? Ja, Yes. en daarmee hou ek vol, Kobus. Yes. Daarom sê ek aanvaar nou maar daai bietjie seer, Ja. want dis ook nie die pyn wat ek gehad het nie. Ja, ja. Dit is 'n kwessie van die knie is bietjie seer. Ja. As hy reguit is dit alright, maar dis wanneer hy kom buig wat hy so bietjie, dan voel ek hom. Maar weer eens, dis nie die pyn waarin ek was nie. Ja. Ek dink dit is baie belangrik wat jy daar sê, Santi, en dankie dat jy vanaand praat, en ek het vandag ook vir Santi gesê, jy weet, praat oor die moeilike goed ook. Ek wil hê sy moet oor die knie praat, want wat help dit nou, die mense ken net haar 90% of 95% pynvry wees van reumatoïde artritis. Jy sal nou hoor, sy is af van haar inflammatoriese medikasie, sy is af van haar pynmedikasie. Sy het soveel wenne, wat sy al baie gepraat het, maar hoekom het ek haar nou gevra praat oor die knie? Want ek wil hê, dit moet nie net mooi broodjies wees wat ons hier vir mekaar bak nie, ons wil ook hoor, daar's 'n menslikheidsfaktor, daarso dat, ja, Santi se knie kan ook seer word, dit is nie dat sy bulletproof is nie, maar, soos hy sê, dit is nie asof al haar reumatoïde artritis pyne nou weer terug is nie, dit is net, die knie is nou net nie te lekker nie. En dit gebeur, jy weet, maar ek dink Santi, dit is wat die coaching baie spesiaal maak, is ons kan oor die goed praat, en dit gee vir jou ook in 'n mate perspektief, en dit herinner jou, jy weet daaraan, byvoorbeeld, dat as jy nie Carnivore gedoen het nie, was jy heel waarskynlik nou baie siek gewees, jy weet. Jy weet, Hoe is dit herinner 'n mens waar jy vandaan kom? ja, En ja, dit is soos jy sê, as 'n mens nie Carnivore gedoen het nie, sou dit soveel erger gewees het. korrek. Ek het een keer 'n aanbieding gekyk oor 'n dokter wat hy spesialiseer in pyn, Santi, en toe sê hy, pyn is 'n relatiewe begrip, jy weet, hy sê, vir die een ou is pyn 'n verskriklike ding, en vir 'n ander ou, hy kan pyn meer verdra, hy sê, maar dit hang ook af van verwagtinge, en hy het nou gewerk op verwagtinge na operasies. Kom ons sê, 'n operasie word gedoen, en dan verwag 'n pasiënt, hy moet 100% pynvry wees. Jy weet, of hy verwag, jy weet, ten minste 80% pynvry wees. Hy sê, maar nou is die pasiënt dalk 80% pynvry, maar daar's nog 20% pyn oor, né? Maar daardie 20% kan dan weer vir daai pasiënt voel soos 80% of soos, jy weet, dit hang af van wat is jou verwagting, en jy weet, daai relatiewe ding. Maar jy is heeltemal reg, jy weet, as jy jouself herinner aan hoe was dit gewees voor Carnivore, jy weet, daai tipe van ding, dan onthou jy sekere goed. Ja, dit is so, Kobus. Ja. Maar ek wil net vir Pieter sê, baie geluk. Dit was regtig vir my baie mooi, soos wat hy gesê het, kyk, al moet hulle daai wild uitkry. Ja. Maar, ja, en waar jy kom by jou aftraande en jou optraande, nou, eintlik is dit so, oral in die lewe het ons optraande en ons aftraande. Ja. En dit hang af hoe jy dit hanteer. Yes. Dis 'n pragtige beeld daarin,
ja, die opdraan is en die afdraan is, en Santi, jy stel 'n perfekte voorbeeld, vir die coaching vriende wat nou baie lang paadjie al stap met my, hulle ken vir Santi, en hulle ken, Santi is baie eerlik, en jy kan hoor, as dit nie met Santi goed gaan nie, dan sê sy dit, en ons wil dit so hê. En dit maak die bootcamps baie lekker. Op die mindset bootcamps is dit natuurlik nou baie meer privaat, en dit is net die coaching vriende wat daar is, en dan het ons baie diep gesprekke daarso, en ek wil regtig die mense op Facebook en TikTok uitnooi, om hierdie wonderlike mense wat julle nou vanaand hoor, so Santi, Michelle gaan ook nou praat, wonderlike mense wat jy gaan hoor, en jy kan deel word van daai coaching vriende. Glo my, jy wil graag hê Santi moet 'n vriendin van jou wees. Santi het al mense gehelp. Daar's mense wat reumatoïde artritis het, wat coaching begin doen het, en toe met Santi in kommunikasie gekom het, en want hulle het iets in gemeen, reumatoïde artritis, né? En dit is, jy weet, soos ek dink was Johan of Nicolien wat nou gesê het van, elkeen, ek dink is Johan, wat gesê het, ons het elkeen ons eie pakkie, jy weet, ons elkeen ons eie getuienis, wat ons hier aanbring, jy weet, en jou getuienis, Santi, het al baie mense gehelp, en het help nou baie mense, en ek gaan weer eens hierdie video opname gaan ek deel, en iemand gaan dit raak luister, en jy gaan iemand help, en ek dink dit maak, as ek nou so kan dink, aan om 'n doel in die lewe te hê, nee? Een van jou doele, Santi, sonder om nou enige ander doel weg te vat, maar een van jou doele is, jy help mense. Jy help mense deur hulle bekend te stel aan jou getuienis van hoe Carnivore jou gehelp het, en miskien identifiseer hulle daarmee, en dit is 'n wonderlike doel om te hê, om te dink, jy het en niemand kan jou getuienis vertel soos jy doen nie. Dis dieselfde soos Pieter, jy weet, ek het toe Pieter nou die sy berg getuienis vertel, vir my die eerste keer daar, toe hy die coaching call gehad het, toe sê ek vir hom, Pieter, weet jy wat, nee, ek kan vir die mense vertel van jou getuienis, hoe jy daai berg uitgeklim het, maar dit gaan net nie dieselfde wees, as wat jy self daai getuienis vertel, van hoe jy daai berg uitgeklim het, jy weet, en dis vir my baie pragtig. Ja, Santi, ons is baie trots op jou, man, en ja, 31 kilogram af, ja, ek het nou klaar genoem die pynmedikasie, en die inflammatoriese medikasie wat jy kon stop in samewerking met die dokter. Wat was daar nog gewees, Santi? Die bloeddrukmedikasie, bloeddrukmedikasie, metformin, en die simvastatin. Simvastatin is cholesterol. Ja. Die cholesterol, ja, dit is wonderlik, Santi. Is daar nog ietsie wat jy wil bygevoeg het? Nee, Kobus, dis maar net, soos Johan gesê het, elkeen kom met sy eie pakkie. En ons moet nie vergelyk met mekaar, want niemand is dieselfde nie. Elke mens is op sy eie. Ja. Maar ek kan regtig vanaand vir die mense sê wat inluister, dat as jy dink aan jou eie gesondheid, want ek weet daar's baie mense wat soveel probleme het, wat alles aanbetref, wat hulle gesondheid aanbetref, en hulle moet regtig Carnivore oorweeg. Hulle sal nie spyt wees nie. Baie dankie, Sant. Wat ook belangrik is, Kobus, is ons klomp wat hier in die mindset is, en wat in die by die bootcamps is. Ons motiveer mekaar, en ons staan by mekaar, en praat mekaar moed in, en dit help net so baie, en vir jou, Kobus, wat ons altyd help, en ons altyd bystaan. Dit is so maklik, as daar iets fout is, dan kan ons vinnig net jou WhatsApp stuur, en jy antwoord altyd, Kobus, jy is altyd daar vir ons. Baie dankie, Santi, dankie vir die bemoediging, hoor, ek waardeer dit, en ja, dit is so waar wat jy sê, ons moenie
vergelyk met mekaar nie, ons kan nie identifiseer met mekaar. En dis baie waar wat Santi sê, ons motiveer mekaar en inspireer mekaar. En dit is so lekker, ons almal word opgetrek na 'n hoër vlak toe. En dis wat ons coaching groep baie lekker maak. Ek kyk hierdie hele paneel nou hierso op die Google Meet, is daar nou al die blokkies van al die mense se foto's natuurlik. En ek ken elkeen van hulle en dit is sulke wonderlike mense en getuienisse en ek is net bevoorreg om met julle geassosieer te wees. Santi, dit is julle wat dit baie spesiaal maak en dankie vir jou aanmoediging of waardering wat jy uitspreek. Ek waardeer dit opreg. Maar baie dankie. Kom ons hoor 'n bietjie daarso. Hallo Michelle, it's nice to have you here. Thank you, Kobus. Yes, and I want to start off and say the struggle is real. So, wat vir my baie bly maak is, dit voel vir my ek het back-up buddy hierso. Want mense verstaan nie altyd wat 'n mens deurgaan as jy oorgewig is nie. Ander mense verloor gemaklik gewig. Party mense dink jy het nie selfrespek vir jouself nie, dis kom jy nie maarder word nie, maar daar's regtig redes hoekom 'n mens nie soms nie gewig verloor nie. So ek waardeer hierdie bootcamps en die one-on-ones en om saam met die familie, soos iemand hulle gesê, by te wees en te hoor alle suksesse en die struggles en ja, dit is vir my baie lekker om te weet, want toch as 'n mens 1 kilo verloor het, is 'n mens opgewonde en jy wil dit vir iemand vertel en as iemand nie in ons situasie is, verstaan hulle nie wat dit is om 1 kilogram te verloor nie. So, ja, toe ek gejoin het ek gesê, ek sal nou, waar ek het by my neef gehoor, soos ek gesê het, ek en hy het saam 'n jaar terug beginne gewig op 'n dieet gegaan. My carnivore getackle, ek het keto getackle. En alhoewel, ja, hy het miskien bietjie meer gewig gehad om te verloor as ek, het hy dubbel my hoeveelheid verloor. En hy het my bly gesê, join carnivore en kyk net of dit vir jou gaan werk. So, toe ek nou moedeloos is omdat hy so vinniger gewig verloor as ek het, toe besluit ek, okay, nou ek sal nou carnivore probeer. En ek het nou my eerste maand gedoen, ek is baie happy. Ek het 'n galblaasoperasie so 'n paar jaar terug gehad. Ek het lactose intolerant geword en ek het 'n baie ongeskikte maag gekry deur die galblaas wat verwy. Ekskuus Facebook, ek ben nou gou hierso ingaan. Jammer julle hoor. Verloor het wat? Alright. Baie in die verleentheid gewees. So ek is baie opgewonde dat my maag reg is. So ek het nou welkom Kobus. Ekskuus, ja, hierdie laptop het my uitgegooi. So ek is baie bly oor my maag wat opgelos is. Probleme wat opgelos is. Ek het met Kobus bespreek, ek het krampe in my heupe en my bene gehad en toe sê nee, ek moet op die sout hoeveelheid wat ek eet
En ek het dit gedoen nou by die Vrydag, Saterdag en Sondag en die krampe is nou weg en ek voel beter, ek is baie dankbaar daarvoor. Ek het nou gesê, okay, 1 maand en ek gaan nie kroek nie en ek het nie gekroek nie en ek kan die resultate sien. Ek het altyd gesê my lyf, nou kan ek sê my lyfie verander, want ek kan die verskil sien in my lyf, waarvoor ek verskriklik dankbaar is, want dit was nie altyd maklik gewees nie, en al het ek hard probeer, het daar niks gebeur nie, so, en dit is sonder oefening, so ek kan nie wag die slimme kom, ek is baie lief vir swem, dan gaan ek weer swem, en dan weet ek gaan ek nog vinniger gooi. Kobus waarsku my net, ek eet te min, want ek is so gewoond om myself te starve to death, om gewig te verloor, dat ek nie regtig groot borde kos eet nie, en ek is nou daarom al op 'n bakkie minste dag, en 2 of 3 eiers in die aand, so, maar ek voel goed. Nog 'n ding wat gebeur het, ek het op 'n stadium, as ek kar bestuur, dan raak ek sommer in die slaap in die kar, of ek sit in vergaderings, dan raak ek eenvoudig net aan die slaap by my vergaderings. En daai moegheid is weg. Ek het nie meer die ontsettende moegheid nie, dit is regtig weg. So, ek is baie bly, ek is op hierdie pad, en ek waardeer almal, elkeen se kommentaar wat hulle lewe, en die coaching, ek waardeer dit regtig baie. Dankie, dis al wat ek wil sê. Michelle, baie dankie. Skus, ja, my laptop het my uitgegooi, en ek is nou hier op die tablet, en ek weet nie wat gaan aan met hierdie laptop nie. Dit is elke keer op Google Meet, hy het nou nog dit die laaste paar keer gedoen, hierso so op 'n uur en 'n half, net so dan vries hy op, ek weet nie hoekom maak hy so nie, en dan gooi hy my uit, en dan moet ek vinnig 'n foon vat en inkom. Ek het nou hierso byvoorbeeld op ek moes nou ongelukkig van Facebook afklim, want ek het deesdae net 3 devices. In elk geval, Michelle, baie dankie vir jou getuienis, en ek glo Attie is sommer baie trots op wat jy reg kry, en jy is heeltemal reg, die mense daar buite weet nie wat ons weet nie, en ek dink, en ek wil vir jou regtig dankie sê, dat jy deel is van hierdie groep, en dat jy verstaan, jy weet, en ook, ek kan hoor, soos jy sê, jy weet, ek kan hoor, jy neem in wat ek vir jou sê, ja, en daar is redes, soos jy gesê het, daar is redes hoekom mens stadiger verloor, daar is redes die kant toe en daai kant toe, wat ons baie deeglik bespreek het, maar die feit van die saak is, jy is op die regte plek, en ek is baie trots op jou, en baie dankie dat ek die paadjie met jou kan stap met die coaching, en jy inspireer baie mense, en baie dankie dat jy hierso is vanaand, groot waardering. Ja, dankie Kobus, dankie mense. Baie dankie Michelle. Kom ons hoor, wie van die coaching vriende wil graag volgende praat. Hanlie, jy kan gerus inkom. Hallo Hanlie. Goeienaand Kobus, goeienaand almal. Das. Ek is Hanlie en ek is hier van Naboomspruit. Ek is vandag 250 dae, net soos Johan en Nicoline, ek is saam met hulle op die Carnivore. Nou my storie is, ek het 'n ongelooflike rugpyn gehad. Ek het van werk verander 2 jaar terug, en toe ek daar begin werk het, wat baie op my voete is, het ek ongelooflik baie gesukkel met my rug, en inflammasie in die rug. So het was so, dat ek 'n chiropraktisyn ook gaan sien het, en dan voel ek elke keer maar weer 'n bietjie beter, dan gaan ek weer aan, en dan kom dit maar weer, en ek moes elke dag anti-inflammatoriese medikasie gedrink het, net om van die pyn ontslae te raak, as ook pynpille. Dan kom 'n mens in die aand by die huis, dan voel jy voel amper te moeg, om regtig vir jouself, na jouself te kyk, en omdat ek ook alleen is, eet jy ook maar net wat die maklikste is, en die vinnigste is, wil ek sê, oor jou pyn, wat jy so in die rug het.
En toe het ek verlede jaar Oktober maand saam met Johan en Nicoline, toe was Frans my swaar al reeds 'n maand op Carnivore gewees en hy het gesê, hoekom probeer julle nie dit nie? En ek moet vir julle sê, ek drink geen anti-inflammatoriese pil of enige pynpille meer nie, want my pyn en my inflammasie is heeltemal uit my rug uit. En ek is nog steeds elke dag heel baie op my voete. Jo, dit is wonderlik, Annelie, ek is so trots op wat jy reg kry, en ja, dit is so, daai voete wat so baie harde werk vat, né? En dit is wonderlik om het te sien, en wat ek van jou getuienis hou, is jou kollegas sien ook raak jou suksesse, né? Dis reg so, Kobus, ja, want weet jy wat, ek het ook vreeslike nie self maagpyn gehad nie, maar ook soos 'n maagseer tipe, ding wat ek kort moes medikasie neem, dan is dit ou mes, en dan moet die dokter vir my pille gee vir daai brand, en selfs dit is heeltemal weg. My sinus het verbeter, waar ek elke aand moes my neus met 'n sproei gespuit het voordat ek gaan slaap het, en Vicks onder die neus gesmeer, net om my neus te kan oophou, en in die nag te kan slaap, want dit was my vreeslike ding, omdat dit my neus toe was. Ja. 'n ander ding wat ook beter is dat ek het ook vreeslike krampe in my bene gekry, op 'n stadium nadat ek begin het met die Carnivore, maar ek drink elke dag my 3 knippies pink Himalayan sout. En dit help vir my dat ek nou geen krampe meer in my bene kan kry nie. So is my brein ook iets van die verlede. Ek voel baie goed. Ek los baie keer bo in ons kantoor ook af. En waar ek baie met syfers werk, en dit is ook maar groot konsentrasie. En selfs dit is vir my skielik, was dit net asof 'n ding vir my oopgegaan het. So het dit verbeter, en so voel dit vir my of ek daai werk, omdat ek dit nie elke dag doen nie, of het net vir my so maklik is, dan het ek soveel energie bygekry, want na dag se werk, en ek wil sê, dit voel vir my in die aand as ek by die huis kom, asof ek nie so hele dag se werk agter die rug het nie. Ek sien nog baie kans in die aand vir baie goed, en regtig, ek voel soveel baie beter teenoor wat ek was. My selfvertroue het so 'n hupstoot gekry. Ek was altyd die een wat nou maar, ek het altyd gewonder wat dink ander mense van my, en dit het ook maar met 'n mens se gewig te doen gehad. My selfbeeld, ons het nou 'n nuwe apteekster gekry, en ons hou nou meer vergaderings, want ons moet nou ook maar alles weer uitstryk en so, en mekaar gewoond hou. En ek sal nooit in 'n vergadering eers 'n woord wou sê nie, ek sal net geluister het. En ek het al 2 keer wat vergaderings gehad het, dat ek ook my opinie gelig het. En dit sê vir my van my selfbeeld wat so verbeter het. En dan, Nicoline het ook net al genoem, my hakskene het ook wonderbaarlik verbeter en is mooi glad. So sy ook net al gesê het, ons het altyd op 'n Sondag eers die hakskene geskuur, want jy nou al smeer jy hom. Het was net moeilik om hulle mooi glad te kry, en ek neem aan, dit is nou maar al die vet wat ons ook eet. So dit was ook 'n goeie wen gewees. En dan wil ek net nog laastens iets sê. Ek weet nie wie van julle ken hierdie nuwe produk, hierdie gloed wat hulle nou deesdae allerhande nuwe goed uitgebring het, maar onder andere het gloed nou 'n gummy uitgebring. Die een is vir 'n flat tummy en die ander een is kollageen. En so verlede week besef ek by myself, ek gaan bietjie gou
net kyk wat die bestanddele is wat daarin is en mag ek dit op Carnivore gebruik. En ek neem 'n foto van dit en ek gaan na ChatGPT toe, want ek het al tevore ook sommer daar iets gevra as ek vinnig wil weet. En hulle sê toe ook, daar is 'n of ander bestanddeel in, dat as ek ernstig is oor Carnivore, dit nie goed is of raadsaam is om dit te gebruik nie. Maar my kollega wat saam by werk, ek sê toe vir hom, want hy is nog net 'n jong ouetjie, hy is maar 21, ek sê vir hom, ek het nou gou gaan kyk en ek kan nie hierdie produk gebruik nie. En hy sê net vir my die woorde so, Tannie is dan baie ernstig oor hierdie eetplan. En dit het my nog meer aangespoor om ernstig te wees, maar ook positief. En dan wil ek net vir elkeen sê, ek het dit ook maar nie maklik gehad altyd nie. Jy kry op 'n stadium wat jy bietjie stil staan en dan wil ek ook maar moedeloos word. En dan probeer ek nou maar weer positief raak, maar ek verneek nie, môre voel 'n mens weer beter en dit is hoekom ek nou net vir elkeen wil sê, byt net vas. Ek weet dit is nie elke dag maklik nie, maar deur positief te wees, kom jy aan die kant uit. Baie dankie Kobus. Baie dankie. Dis maar wat ek vanaand wil gesê. Pragtige getuienis, Annelie, jy het dit so mooi vertel. Ja, en toe jy so praat oor die selfvertroue, en dit is werklik so, Annelie kry baie komplimente, want sy het so maar geword, en dit is net, haar beweeglikheid is beter, haar voete swel nie meer nie, en soos jy gehoor het, haar inflammasie is sommer baie beter, en natuurlik, daar is soveel wenne wat sy het, maar wat vir my uitstaan, is daai selfvertroue, wat absoluut beter geraak het, en dit is wat belangrik is die selfvertroue. Ja, nee, baie dankie Annelie, en dankie vir die paadjie wat ons kan saamstap, en dat jy vanaand ook hier is, want dit is presies, jy het nou iemand geïnspireer, iemand wat identifiseer met jou situasie, wat nie met my noodwendig eers identifiseer nie, maar met jou situasie identifiseer, en ja, dit is wyse woorde wat jy daar praat, baie wyse woorde. Ja, en... Ja, baie dankie Kobus. Ja, ek dink nou net aan iets anders, Betty. Ek het elke dag soveel verskillende soorte lekkers en sjokolades daar. Ja. En tog kan ek nog positief wees en nie eendag sal ek lus raak vir een van hulle nie. Ja. Baie dankie Kobus. Baie dankie Annelie. Ja, en toe Annelie nou so praat van die jong kollega wat nou vir haar sê, Tiny is nou baie ernstig oor die Carnivore of oor die dieet, en toe besef sy maar, ja, sy is sy is ernstig daaroor, maar want sy woon bootcamps by, en sy woon lives by, en sy doen coaching, en hoekom dan nou nie ernstig wees nie, want haar lewe hang daarvan af, haar gesondheid hang daarvan af, jy weet, haar kognitiewe helderheid hang daarvan af, om dit reg te doen, jy weet, en soos sy daai goede seker gemaak het, dat dit skoon is, jy weet, die medikasie wat sy wou gebruik het, en so, nee, dis pragtig, ek sien Willie is ook hier so, hallo Willie man, ek is wel maar baie bly jy is hier so, jy kan gerus inkom as jy wil praat, en enig iemand wat wil praat, jy is welkom, as jy kan praat Willie, as jy nou nie kan praat nie, sal ek verstaan, maar joh, wat 'n kragtige getuienis, ek en Willie het nou dag 'n coaching sessie gehad, en hy is een van die legendes, hy werk verskriklik hard, so ek weet nie of hy nou kan praat nie, want hy hardloop tussen sy besighede. Willie, jy kan gerus praat. Net jou microfoon, asseblief. Dankie Kobus, hoe gaan dit daar? Goed en jy Willie? Nee wat, aan die gang man. Kobus, ja, nee wat, weet jy wat, dit was, ons het nou ja, dit ons, nou jymarig het ek en jy bietjie gesit en gesels. Jong, weet jy wat, dit is belangrik om hierdie ding ernstig te vat. Jy weet, ou moenie slap lê nie.
En ek weet dit is nie altyd maklik nie, en ek weet dit is nie, jy weet, vir almal altyd ewe maklik nie, maar dit is tog jou eie gesondheid wat jy aanmerk. En ek wil net daarom so vinnig sê, alright, ek is Willie Pieterse hier van Heidelberg af, en ek is nou so, net so 'n bietjie oor 'n jaar en 'n half, wat ek op die Carnivore is. En jy weet, vir my, ek het sukses gehad met dit, en ek het nog steeds sukses met dit, jy weet, ek is nou so 41 kilos al af, en alles het net verbeter, jy weet, ek het weer my gesondheid teruggewen, jy weet, so dit is vir my verskriklik belangrik. So ja, nee wat, Kobus, weet jy wat, ek dink, wat ons ook al doen, en hoe ons dit ook al doen, ons weet dit is die regte ding daar. Ons het, almal het suksesstories, alles werk, ek het nog nie, en as jy het reg doen, werk dit. Ja, dit is te maklik om het verkeerd te doen, en dan terug te val en te sê, ja, die ding werk nie vir my nie, maar as jy dit reg doen, kan hy nie anders as om te werk nie. Daai wat jy daar sê, Willie, is so die waarheid, en as jy so 'n bietjie van jou backstory kan vertel, jy was ook geskeduleer gewees vir 'n bariatriese chirurgie, né? Ja, heeltemal reg. Ek het klaar datum ingesit, ek was klaar geboek gewees vir 'n bariatric sleeve. Weet jy wat, ek het my lewe lank met gewig gesukkel, en dan se ek op, en dan se ek af, en dan se ek, jy weet, maar ek het nog altyd gesukkel met gewig. So, ek het hier op my piek, was ek baie naby aan 180 gewees, kilogram, en, jy weet, dit is maar 'n moeilike ding, maar ek was dankbaar, daar dinge voorgeval, dat ek nie die operasie gaan doen het nie. En toen ek besluit het, weet jy wat, ek het eenmaal die Carnivore begin doen, sonder hulp, sonder coaching, dit het vir my begin werk, maar ek het te maklik daarvan afgewyk, en presies daai gedoen, daai ding gesê, ag nee, wat hierdie werk nie regtig vir my nie. En ek het opgeneem met Kobus, en ons het begin coaching doen, en ek het maar net gevolg, en ek het dit so simpel as moontlik gehou. Ek doen dit nog steeds. Jy weet, houding is simpel. Moenie jouself, of wat ek nou sê is, dis wat dit vir my gewerk het. Ek het nie te veel goed probeer doen met die Carnivore nie. Ek het dit eenvoudig gehou. En vir my werk dit die heel beste. So ja, nee, ek was raad op. Ek was absoluut reg teen die muur. En ek sê dit weer eens, ek sê dit gereeld, maar as dit nie vir die Carnivore was nie, ek dink, as ek nie so seker of ek nog hier sou gewees het nie. Jy weet, ou was siek, jy weet, ou het jou lyf siek gemaak. En ou moet nooit vergeet hoe lank het dit jou gevat om tot op daai punt te kom nie. Niks is 'n wonderkuur nie, alles vat tyd, maar jy sal jouself gesond maak weer, deur om dit reg te doen. Ja, dit is 'n kragtige getuienis. Willie, ek is so dankbaar jy is vanaand hierso, want jy weet, jy inspireer soveel mense, die mense ken jou al 41 kilogram af, soos jy nou gesê het, jou rug was teen die muur, jy weet, jy het vir my al soveel dinge gedeel, wat jy byvoorbeeld in 'n restaurant, jy weet, in die verlede nie kon, jy weet, agter 'n tafel mooi inskuif nie, jy weet, voor Carnivore, en nou is jy gemaklik met jouself, jy weet, dis hy goed wat saak maak. Kobus is absoluut, weet jy, ou kom nie agter hoe ver het jy teruggeval, totdat jy by 'n plek inkom, en eers moet kyk hoe lyk die stoele, voordat jy wil gaan sit nie. Jy weet, dis, of amper bevrees is as jy in 'n vliegtuig klim, want jy moet vir die mense vra, gee my asseblief daai ekstra stuk 'n seatbelt, want anders pas die seatbelt jou nie. Dit is al daai klas van dinge. So dit is die klein oorwinnings, en ek bly dit altyd sê, daai eerste keer wat jy trappe uitklim, die eerste keer wat jy van 'n stoel af opstaan, wat jy nie aan die lenings druk om jouself op te druk nie,
en jy kom dit agter eers na so 'n paar keer wat jy dit gedoen het, sommer maar net, dan kom jy agter, maggies, kyk hierso, ek sit gemaklik, ek pas in, jy's gemaklik in jou lyf, jy's gemaklik in jou klere, jy weet, dit maak regtig 'n verskil, en ek is van 'n 48 broek af, jy weet, na 'n 36 broek toe. En vir my is dit, ek het nooit in my lewe gedink ek sou weer in 'n 36 broek pas nie. Ja. So, dit maak regtig 'n baie groot verskil. Ja man, en Willie, dankie ook vir die, jy weet, die video wat ek vir jou kon maak met jou prestasie, dit is ongelooflik, jy kan gerus na daai video gaan kyk, as jy nou wil sien hoe Willie gepresteer het, yesterday my maat, dit is fantasties, die before and after, en ja, dankie vir dit inspireer geweldig mense, en soos ek nou vir mense, vir die coaching vriende gesê het, jy het nou 'n bietjie laat ingeskakel, want jy is so besig, maar die ding is, jy verander mense se lewe vir die positief, en ook hierdie gesprek, nee, dit gaan iemand aanraak, ek kan jou beloof. Ja. Nee, dis baie goed om te hoor, Kobus, weet jy, en baie dankie vir die video wat jy gemaak het. Ek wil net vir die mense sê, dit is 'n before, maar die ander een is nog nie 'n after nie, hy is in progress. Ons is nog besig. Ek gaan nog aangaan met hom, jy weet, so daai is 'n in progress, maar baie dankie vir jou, Kobus. Jy weet, dit is altyd lekker om jou beskikbaar te hê en jy weet, 'n bietjie op jou skouer te kan druk, en jou kennis, jy weet, is oop tot vir ons toegang. So dit help ons vreeslik baie. Ag, baie dankie Willie, ja, en dit is wat ek altyd vir mense sê, weet, as hulle my so nonsens buite op TikTok en Facebook, gaan praat net met Willie se video. Jy weet, gaan praat, jy weet, daai maak sommer 'n klomp mense stil, en dit is net, gaan praat met Willie se video, of met Johan se video, of wie ook al se video, jy weet, en dit is waaroor dit gaan. Ons is baie dankbaar, dankie dat jy hierso is, en dankie vir jou kragtige getuienis, dankie vir jou vriendskap, en die manier hoe jy die coaching pad met my stap. Dit is vir my baie lekker, ek waardeer jou, ons waardeer jou, baie dankie. Wil net vir almal sê, baie dankie, en byt vas, staan sterk. Lekker aan, Kobus, ons gesels weer. Baie dankie Willie, dankie, groot waardering, ja Willie, hy's 'n eyster hoor, goeie griet, hy's omtrent 'n legende. Ja, Marcel, jy kan gerus inkom, Marcel, baie dankie dat jy ook hier is, man, Naand Kobus, naand al die vriende en al die potensiële vriende. Yes. Ek dink na al hierdie getuienisse gaan ons sommer 'n klomp karnivore bykry. Ja, verseker. Kobus, jy weet, ek het aanvanklik aangesluit, want my gewig het my ook mateloos frustreer. Ek het nou nie so vreeslik om te verloor seker nie. Ek het 20 tot 25 kilo wat ek graag wil verloor, en ek het al 9 verloor, so ek is mos nou goed op pad. Ja. Maar dis nie die gewig nie. Ek het soveel verrassings gekry langs hierdie pad, dinge wat ek nie opgebaken het of opgehoop het nie, wat nou regtig net gebeur het. En die een is, ek sukkel al jare met osteoartritis, pyne, en ek het gedink, dis maar nou normaal, dis as jy ouer word, dan het jy nou maar oral pyne. En eendag kom ek net agter, nou het ek nie meer nodig om my Nurofen of my Celebrex te drink nie. Ek kan sonder pynmedikasie deur die dag kom. En jy voel soos toe jy nog 'n kind was. Jy voel net lekker in jou liggaam en sonder pyne. Ja. Dan het my visie verbeter. Ek sien nou beter in die nag en ek het skoon begin skeel kyk. As ek opkyk in die lig, dan sien ek sommer 2 sterre. Dan sê my man, nee, dis 1 maan, 1 ster. So ek sien nou ook al die goed mooi soos dit moet wees. Ja. My naels en my hare het soveel verbeter, sterker en mooier. En ja, ek het 'n meniskus knieoperasie gehad en ek herstel baie vinniger, sonder pyn en ek lees maar, dis 'n lang proses, maar ek gaan nou weer begin bietjie yoga doen, want my knie voel asof ek hom weer sal kan buig en weer daai dinge kan doen. Ja. En dan het my droë hake ook opgeklaar. Almal praat vanaand oor die droë hake, maar myne was in 'n verskriklike toestand. So, daai droë hake het net opgeklaar. Ja. En dis so lekker om deel te wees van die groep en die coaching vriende, almal se bemoediging. En soos Kobus sê, dis 'n veilige ruimte waar jy kan praat oor al jou probleme, die goed en die sleg. Ja. En ja, die belangrikste is seker dat
Ek was so verslaaf aan kos en aan lekker goed koek. Chocolates was die eintlike ding. En nou, ek stap by dit als verby reguit na die vleisrak toe. Ek gaan koop my maalvleis en my steak en ek kyk nie eers na daai koeke of daai lekker goed nie. Ja. So baie dankie vir al julle bemoediging en julle daar wees vir ons en veral vir jou Kobus. As dit nie vir jou was nie, was ek ook nog op hierdie seesaw diets. Al hoe swaarder. Ek hou van daai seesaw woordjie. Ja, dit is omtrent 'n seesaw situasie. Marcel, nee, ag jete, ek is so trots op jou en dankie dat jy deel is van die coaching en baie geluk met al jou wenne. Ek is so trots op jou, die manier hoe jy van dag 1 af, ek sal nooit vergeet nie, toe Marcel die eerste keer op 'n bootcamp is, toe sê sy, julle moet my nou maar bruin spoel. Ek sal dit nooit vergeet nie. En sy sê, ons werk nog heeltyd aan daardie, maar 9 kilogram af en geen pynmedikasie meer nie. Ja, so en dan natuurlik 'n nagvisie wat verbeter het en die naels en die hare wat sterker is en die hakke wat nou so mooi is en ja, en die kosverslawing wat weg is, nê. Marcel, nee, baie dankie en dankie vir jou aanmoediging en so en dankie dat jy die coaching baie lekker maak, die manier hoe jy die coaching doen en ook by die bootcamps is en deel is van ons. Jy weet, ons almal, soos ons maar sê, word mekaar se gemiddelde. En glo my, jy wil Marcel se gemiddeld wees, want sy is 'n baie aangename persoon, soos julle nou kan hoor. So, dit is wat die coaching vriende lekker maak, is jy kry hierdie wonderlike mense wat julle nou vanaand gehoor het, wat julle mee kan assosieer en mee saam praat. En soos ek nou die aand gesê het, as jy al die bootcamps bywoon, ook die herhalings en jy woon al die lives by wat ons 1 keer 'n week doen en jy doen 1,5 uur coaching sessie 'n maand, dan is dit alles saam 30 ure tyd wat jy met mense soos Marcel en Annelie en Ronel en almal wat hierso is, kan tyd mee spandeer. Jy weet, en jy wil graag sulke vriende en vriendinne hê. Jy weet, en Johan en Willie en almal wat nou al gepraat het en Pieter en so aan. Nou ja, julle, miskien moet ons maar 'n bietjie klaarmaak. Dit raak nou al 'n bietjie laat. Tensy daar iemand is wat nou graag nog ietsie wil sê, dan kan julle. Maar andersins sê ek vir julle baie dankie. Marcel, is daar nog ietsie wat jy wou bydra? Alright. Nou goed. Nee, dankie Kobus. Daar sê, nou ja, toe. En ekskuus, ou Ronel het nou nie eens vanaand 'n kans gekry om te praat nie. Sy is 4,5 jaar karnivoor, maar ons sal haar volgende keer sal ons haar opkommandeer. En ja, so, nou ja, goed. Alright, so kom ons kyk bietjie daarso julle. Ek sê vir julle baie dankie en dit was werklik 'n baie lekker live gewees en ons het dan Woensdag het ons die Sout Bootcamp weer 10 uur en dan donderdagoggend 10 uur het ons 'n mindset nommer 48 wat ons aanbied. Ja, sy. En julle moet 'n mooi aand hê. Isabel, baie dankie. Ronel, baie dankie dat jy hier was. Salome, Willem, Johan, Nicolien, Isabel, Pieter, Sonja, Willie, baie dankie julle moet 'n rustige aand hê. Annelie, mooi bly julle. Alright. Al die Facebook mense, baie dankie dat julle hier was. Groot waardering en baie dankie. Ekskuus vir die onderbreking op Facebook, maar die laptop het my uitgegooi. Ek vra groot om verskoning. Mooi aand daar vir julle. Daar sê mooi aand. Baie dankie, Willem, mooi bly julle, mooi bly, goed gaan. Daar sê, bye Johan, bye Willem, bye Salome. Daar sê, nou ja, goed, en dan al die TikTok mense, baie dankie dat julle hier was, groot waardering, was nou 'n lekker live, en ek sal die live ook oplaai dan, mooi aand daar vir julle.